Laat ek eers hoor, hoe gaan dit met u? Gaan dit regtig goed met u? Wys net vir my of dit goed gaan. Hoe gaan dit met u siel? Hoe gaan dit in die geestelike lewe? Ek wil sommer vanaand hierdie vraag nou vra. Ek vanaand met u, ek gaan nie preek nie, ek wil u iets wys uit die woord uit nê. Ek gaan net so met u gesels. Maar ek wonder as ek vir u die vraag reguit nou moet vra. As die wederkoms van die Here Jesus nou moet plaasvind, terwyl ons in hierdie kerk gebou sit, sal jy saamgaan? Leef jy vir die wederkoms? Kan jy sê, Here Jesus, jy kan my maar kom haal, ek is gereed. Dit is interessant, as deur die jare het ek gesien dat wanneer ek sê, ons het nagmaal, ons gaan nagmaal hou, mense is banger vir die nagmaal as vir die wederkoms van die Here. Hulle sal eerder by die nagmaal wegbly, terwyl hulle weet hulle lewe met die Here is nie reg nie, maar mense leef asof hulle altyd hier op aarde gaan wees en bly. Of vanaand vir ietsie wys uit die woord uit. En ek gaan uit Openbaring 19, so ek gaan 'n oomblik spring, maar ek gaan nou vir u dit wys. Ek wil 'n bietjie vir jou wys wat sê die Bybel. En ek het vanmôre 'n stelling gemaak om vir u te sê dat president Donald Trump het die Amerikaanse weermag nou verdubbel, want hy sê sy grootste vyand op hierdie stadium is China. En ek wil vir u net 'n paar dinge wys uit die woord uit, en hierdie ding wat ek nou vir u sê en vanaand vir u gaan wys, van hierdie goed is al in 1978 bekend gemaak, en die wêreld het al nie daaraan gesteer nie. En stadig maar seker is die wêreldtoneel besig om reg te skuif, nê. Maar kyk gou eers, kom ek lees gou vir u hierdie vers. Nou kyk gou hierso, u moet nooit hierdie uit die oog verloor. Hier is die hele boek Openbaring. En ek wil hê u moet na hierdie, as jy nog nie so 'n kaart het nie, dan sê jy vir my, ek druk vir u hierdie week so ene. Ek wil net dit sê, daar's 2 hoofstrome as dit by die boek Openbaring kom. Jy kry die historiese groep, en dan kry jy die geleastiese groep, die futurist. Dit beteken, die historikus sê dat die boek Openbaring het by Handelinge hoofstuk 2, toe die gemeente in die lewe geroep is deur God, toe die gemeente gevorm het, het gesê, die boek Openbaring het is al in vervulling begin kom, nê? Nou, ek kan nie daarmee saamstem nie, want as jy na Openbaring kyk, en jy kyk na die inleidingswoorde van die boek Openbaring, dan sê die Here Jesus, veral toe hy daar tussen die kandelare gestap het, toe sê hy, hierdie dinge moet hy neerskryf, want dis die dinge wat nog moet gebeur. So hulle sê dat daardie 7 dispensasies, die 7 briewe aan die gemeente van Klein-Asië, het al in die boek Handelinge, het jy dit al gekry. Daar is sekere kenmerke wat jy en ooreenkomste, maar as jy hierdie lees, dan sien jy die brief aan Efese, dit is kerkdispensasies, dis briewe, dis tydperke binne die kerk, en ons lewe nou daar. Die 7de brief aan die gemeente van Laodicea. Laodicea beteken lou kerk, en dit beteken ook menseregte. Waar leef ons nou? Almal het al reg. Menseregte. Dis my reg. So ons kan niks doen nie, 'n kind het sy reg, jy mag hom nie meer tigtig nie, by die skool, en elke mens, hy staan net op, hoekom al hierdie stakings, hoekom al, mense het hulle reg, en dan hierdie woordjie, die lou kerk. Dink jy die kerk van die Here Jesus is aan die brand? Ek sê vir jou, die kerk van die Here Jesus, ek praat nou nie van 'n gemeente, ek praat oor die kerk van die Here Jesus, is in 'n lou toestand. En wanneer die Here Jesus oor hierdie kerk praat, dan sê hy, hierdie woord is baie sterk Griekse woord, hy sê, was jy my eerder lou, koud of warm, maar omdat jy lou is. En as hy daai woordjie lou gebruik, dan sê ek is naar, ek wil opbring as ek na die kerk kyk. So sterk Griekse woord daai. Lou kerk, ja, die kerk is lou. Wie is die kerk? Die gebou kan nie koud wees nie. Die kerk stel kinders van die Here voor wat afgedwaal het, wat hulle vuur vir die Here verloor het, en dis kinders van die Here wat dan hierdie lou toestand dan voorstel. Hier is die eerste groot insident wat gaan gebeur, wanneer die Here Jesus vir sy kinders gaan kom, wanneer ons in die lig weggevoer word saam met die Here Jesus, is wonderlik.
Party verwys na die woordjie wegraping. Nou interessant. Die woordjie wegraping kom nie in die Bybel voor nie, net sowel kom die woordjie drie-eenheid ook nie in die Bybel voor nie. So nou sê mense omdat die woordjie wegraping nie in die kerk in die Bybel voorkom nie, is daar nie so iets nie. Maar die woordjie drie-eenheid en ek glo in die drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Maar die woordjie drie-eenheid kom ook nie in die Bybel voor nie. So ek sal eerder vir die gemeente aanraai om argumente te vermy. Gebruik die woordjie Paulus sê in 1 Tessalonisense 4 vers 16 dat ons in die lig weggevoer word. Waar gaan ons Jesus tegemoet? Die eerste, sy koms gaan in 2 fases plaasvind. Hier gaan hy tot in die lig kom en hy gaan sy kinders kom haal. Ons gaan hom in die lig tegemoet. En dit is so wonderlik, hy gaan net sê hieroor, kom op hierheen. Party gaan dit hoor en ander gaan dit nie hoor nie. Jesus sê my skape luister na my stem. As jy nie ingestel is, gaan jy agterbly, hoor gemooi. Jy gaan agterbly. Jy moet ingestel wees op die stem van Jesus om hierdie woorde te hoor. Kom op hierheen. Dit is my wonderlik, jy kan dit in Johannes 12 gaan lees. Dit is 'n wonderlike beeld vir my, waar toe God gesê het en na Jesus verwys het, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het party gesê, hoor hierdie donderslag. Vir party was dit 'n donderslag en vir ander het hulle gesê, hoor wat sê God, dis my geliefde seun, hulle het sy stem erken. So as jy ingestel, is jy 'n skaap wat sy stem hoor. Om hom te hoor moet jy hom van naby volg. Dan moet daar niks vanaand nie as 'n vlieswolkie tussen jou en die Here Jesus wees nie, né? En dan daar 7 jaar wat in die hemel gaan plaasvind en dan hier kom hy vir sy kinders, hier kom hy saam met sy kinders en die bruilofsmaal. En hier gaan die krone uitgedeel word in die hemel, die bruilof van die lam gaan gevier word. Wonderlike tyd daar gaan wees, né? Maar hierdie 7 jaar van groot verdrukking op die aarde. Hy gaan in 2 helftes wees, 3,5 jaar en 3,5 jaar. Hier gaan 'n wit perd verskyn en almal gaan dink dit is die Here Jesus. Hulle verwag die wit perd. Ek gaan met u oor die perde praat en dan hier is die skale. Dit is 'n verskriklike tyd. Die eerste 3,5 jaar is 'n verskriklike tyd wat op aarde gaan plaasvind. En dan die tweede deel gaan nog erger wees. Nou ek gaan jou nou vat, al hierdie is een pyl wat wys na die slag van Armageddon. So dis waar God en Satan teen mekaar op die ou einde in hierdie geveg betrokke gaan wees en waar God vir die Satan 'n finale nekslag gaan toedien. So ek wil vanaand vir jou neem na Armageddon toe, nee. Nou, ek het vanmôre vir u gesê dat China speel 'n geweldige groot rol in die eindtyd. Ek wil net vir jou wys wat sê die Bybel omtrent dit, nee. Kyk gou wat sê Openbaring. Nou ek gaan nou verskoon nou die woord. Ek sê vir vanaand vir jy gaan net so met u praat. So ek skiep op 'n hele paar hoofstukke. Nou dis belangrik van hoofstuk 4 af begin hy sê na hierdie dinge. So die kerk is weg. En met ander woorde die bruid van die Here Jesus is weg. En dan beskryf Johannes hoofstuk 4 en hoofstuk 5 wat in die hemel aangaan, dan tot in met hoofstuk 19 van die boek Openbaring lees jy wat op aarde gebeur, hoor. Is eers van hoofstuk 20 af, gaan jy weer begin lees wat in die hemele plaasvind. So alles van nou af gaan ons nou lees wat op aarde gaan plaasvind. Nou ek gaan 'n bietjie spring. Ek wil vir julle 'n paar dinge net vanaand vir jou duidelik maak. Ek wil vir jou wys waar is God se woord nie. En kyk nou mooi. As in Openbaring dit handel oor die 5de basuin en die 6de basuin, Openbaring 9. En ek lees van vers 16 af. Ek gaan net vir jou 2 verse lees. En dan wil ek vir jou ietsie wys, net so ter inleiding voordat ons gaan teedrink. Hoor gou mooi. Vers 16 sê, en die getal van hierdie gesig van perde wat hy gesien het, en die wat op hulle sit, ek sê vers 16, ek is nou by vers 17, en die getal van die leers van die perderuiters was 2 maal 10.000 maal 10.000, en ek het hulle getal gehoor, vers 17, en so het ek in hierdie gesig die perde gesien, en die wat op hulle sit met 4 rooi, blou en swavelgeel bors, harsnasse. En die koppe van die perde was soos leeukoppe en uit hulle bekke het vuur en rook en swavel uitgegaan.
In 1978 het dit bekend geword en was dit baie in die nuus gewees dat China is besig en hulle verwys daarna na die supersnelweg. Hulle is besig om 'n snelweg te bou. En hulle sê dat hulle tans die leier in die bou van ultramodern padinfrastruktuur wat ontwerp is vir die toekoms. Dis die berig wat in 78 wat toe gepubliseer is. So hulle sê al daar, dit is vir die, jy moet mooi oplet, dit is vir die toekoms. Hulle bou 'n pad. Hierdie pad is ongeveer 161 kilometer in afstand wat hulle besig was om te bou. En daardie snelweg staan, daar's die woord, ek wil hom nou nie eers probeer uitspreek nie, maar dis die snelweg se naam. En baie interessant, hierdie pad gaan deur hierdie plekke. Kyk mooi deur watter plekke gaan hulle, daai pad gaan daar deur, en hy gaan daar deur Wes-Pakistan en Afghanistan, en dit loop in die rigting van Israel. Hoekom in daai rigting? Jy sien die groot slagting wat gaan plaasvind, Armageddon, en ek gaan nou vir jou die naam van hierdie plek wys wat dit beteken. Dis alles waar dit moet afspeel volgens God se woord. So die wêreld maak hom reg om in daardie rigting te beweeg. En nou volgens Openbaring 16 moet daar 'n weermag van 200 miljoen uit die ooste na die slagveld van Armageddon optrek. Dis die vers wat ek nou vir julle gelees het. Jy kan maar daai som gemaak. 200 miljoen soldate moet na die ooste, uit die ooste. Wat is die ooste? Ek gaan nou vir jou verduidelik. Na die slagveld van Armageddon, en ek sê nou vir jou hier klaar, die weg sal dan reeds vir hulle gebaan wees. Oop. Hierdie pad, as jy nou hom bestudeer en jy gaan lees baie op oor hierdie pad, dan is hy so ontwerp vir enige oorlogsvoertuig wat op daardie pad moet bevind. So dit is begaanbaar wees, dit gaan mobiel wees. Dit is baie interessant wat hulle als op daai pad het en hoe hulle, ek gaan dit nou maar hierdie woorde gebruik, sensors het om sekere dinge al reeds op te tel wat op daai pad aangaan hê. So die leers van die wêreld sal na Armageddon optrek en dis waaroor alles gaan. Dis waar al hierdie mense, die hele wêreld, vriende, dis maar net 'n kwessie van iemand wat die lont moet trek. Hulle soos honde, hulle wag. Die een sê dit, dan by die ander terug en dis wat die Bybel sê. So uit al 4 die windrigtings van die wêreld sal die soldate op Armageddon afmarseer. Daar's hy. Uit die ooste uit. As die Bybel praat uit die ooste, dan praat hy van China, van Indië en van Japan. Uit die 4 windrigtings, uit die suide uit, daai teks sê dit, en uit die suide uit sê Daniël dit. So ek staaf dit vir u. En dan sê die Bybel self, as jy in Openbaring 16 lees, dat die Antichrist, die koning van die herstelde Romeinse ryk, dit is nou die lande rondom die Middellandse See, daardie lande. En dis baie sterk gevoel as jy na dit wat hulle sê en wat geskryf word dat hulle reken dat selfs die Antichrist gaan uit een van daai lande uitkom wat om die Middellandse See dan ook gevestig is. So as jy nou na Daniël 7 kyk, dan verwys hy na 'n klein horingkie. En Daniël beskryf dit as 'n mag wat ewe skielik sal opkom tussen 10 ander konings. Ewe skielik sal hierdie gaan hulle net sê, noem dit 'n klein, dit lyk so onskuldig, klein horingkie, sê Daniël as hy daaroor praat. So uit die ooste uit sal dit kom en uit die suide, die Antichrist self, en as Openbaring, Daniël verwys na die klein horingkie, maar Openbaring 13 verwys na die Antichrist as die dier, 'n wêreldheerser. Dit gaan 'n persoon wees, dit gaan nie 'n stelsel wees nie. Dit gaan 'n persoon wees wat groot mag gaan kry. En hy gaan daar die mag van die draak ontvang, van die Satan, en deur die hele wêreld aanbid word. Hy gaan op die toneel, en ek wil vir u sê, die wêreld was nog nooit so ryp soos nou nie.
Hy gaan 'n hy gaan wêreldvrede bewerkstellig. Dit gaan lyk, dis hoekom hy gaan kom op die wit perd. Onthou jy nou die kaart wat ek gewys het, kan ek gou teruggaan net weer na daai kaart toe. Wil net gou vir jou wys, hy gaan nie inkom nie. Dit is hoekom dit so mooi gaan lyk. Hy gaan daar inkom, hy gaan op die wit perd ingery kom. En ewe skielik hy's die vredevors. Jy moet mooi gaan lees. As jy nou daai wit perd gaan lees, dan gaan kyk jy wat het hy in sy hand. En as jy later weer oor die wit perd lees, later in die boek Openbaring, dan verwys dit na die Here Jesus, dan sit jy daai twee hoofstukke so langs mekaar en sien die verskil tussen die hoofstukke. So jy moet met oop oë die Bybel moet jy baie mooi lees. So hulle gaan kom uit die ooste uit, hy gaan uit die suide uit kom. Hy gaan daar uit van die lande rondom die Middelse See, Landse See. En dan sê Openbaring 16 vers 14 'n baie interessante ding. Hy sê volgens daai vers sal duiwelse geeste uitgaan na al die konings van die aarde om hulle vir hierdie oorlog te versamel. So daar sal duiwelse geeste uitgestuur word na al die konings van die aarde. Hy sal hulle versamel en hy sal, ek wil hierdie woord gebruik, hulle nooi na hierdie oorlog toe. So teen wie dink julle gaan hierdie oorlog wees? As hierdie pad in die rigting van Israel is, so die wêreld gaan teen wie opstaan, die kleinste landjie wat daar seker in die wêreld is, teen Israel. Onthou altyd, Israel is God se volk. En dis hoekom alles gaan aftrek na Armageddon toe, en ek wil net gou vir hierdie verse wys. Hier is, daar's 5 profete wat verwys het na Armageddon, en Joël onder andere sê in Joël 3 vers 12, die nasies moet hulle gereed maak en klaar maak en optrek na die dal van Josafat. Hoor, dit is 'n profesie. En Joël het dit uitgespreek. God sê vir hom, sê vir die volk, die nasies moet hulle klaar maak. Die wêreld maak hom gereed, hy maak hom klaar om op te trek na die dal van Josafat. Want daar sal ek met 'n hoofletter sit om gerig te hou oor al die nasies rondom. So wat die wêreldleiers op hierdie stadium nie weet nie, of nie besef nie, hulle speel presies in die profesie. En die woord van God is besig om so in vervulling te kom. En Joël maak hierdie profesie, hy sê dit wat die Here sê. En Openbaring 16, jy kan dit in jou Bybel lees. Openbaring 16 vers 16 sê, en hulle het hulle versamel op 'n plek wat in die Hebreëus genoem word, skies tog my rekenaarspringer, met die naam van Armageddon. Die Bybel sê dit, Hebreëse naam, met Armageddon. Armageddon beteken berg van ontmoeting. Nou, as jy 'n bietjie huiswerk wil gaan doen, gaan bestudeer, gaan kyk gou 'n bietjie, hoe loop hierdie pad wat China gebou het, en waar deur loop hierdie pad? Dit is baie interessant. Hoekom word Armageddon genoem die berg van ontmoeting, of die berg van slagting? Dit is geleë in die sentrale en noordelike deel van Israel. Ek dink ek het hierdie iewers nou, ek gaan nou vir jou 'n foto wys. Hy lê in 'n reghoek. As jy nou op 'n kaart gaan kyk, lê Armageddon, waar die slagting gaan wees, 55 myl noord van Jerusalem, 10 myl suidwes van Nasaret en 15 myl oos van die Middellandse See. Dis 'n reghoekige plat stuk aarde van 14 myl breed en tot 40 myl lank. Daar's hy. Dis wat die Bybel sê. Hy sê die nasies is besig om op te trek na daardie plek. En die Bybel het dit voorspel waar dit gaan wees. Dis hoekom dit so maklik is om dit vanaand vir jou te sê. Dis nie inligkunde nie. As jy die Bybel mooi bestudeer, dan sê jy presies wat sê hy? 200 miljoen soldate moet daar teenwoordig wees, sê die Bybel. Kan jy jou indink op daai stukkie grond? Is jy met my? Raak jy opgewonde? Raak jy bang? Is daar vrees? Die Bybel sê dit. So dit is die plek volgens wat die Bybel afmeet, en hy noem hierdie plek, dis waar die grootste slagting. As jy hier gaan lees, dan die Bybel sê die bloed sal so hoog loop dat dit aan die
die stange van die perde se bekke sal raak. Die dag wanneer God gaan afreken met hierdie wêreld, gaan dit 'n verskriklike dag wees. Dan het die wêreld nie meer met 'n mens te doen, hy het met God te doen en God het die laaste sê. En pas op hoe jy lewe, want iewers gaan ek en jy voor hierdie God staan. So die twee strydende partye in hierdie slag word duidelik in Openbaring 19 vers 19 genoem, hy sê. En Johannes sê, hy sien dit, hy sê, en ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien, om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leers. Dit is wonderlikie. Kyk gou in jou Bybel, ek wil jy moet dit sien. Blaai gou na Openbaring 19 vers 19. Kyk gou daar. Openbaring 19 is 'n baie belangrik. Jy moet hom 'n paar keer lees. Jy gaan 'n bietjie sukkel om dit te verstaan, maar ek wil in die aande wil ek so deur die hoofstukke net so blaai soos vanaand. Ek wil net vir jou wys wat sê elke hoofstuk en hoe hierdie hoofstuk in daai volgende hoofstuk inpas. Maar kyk wat, jy moet hierdie vers onderstreep in jou Bybel. Dit is waar God die laaste sê gaan sê. Openbaring 19 vers 19, hy sê, en ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien. Sien jy hierdie prentjie? Almal wat nou besig is om op hierdie verhoog, die wêreldtoneel te speel, op hierdie wêreldverhoog te speel nie. God gaan die dier, dis die anti-kris, hy gaan die konings van die aarde en hulle leers versamel om oorlog te voer teen hom. Dis die oorlog. Een kant gaan al hierdie mense wees en aan die ander kant gaan hom wat op die perd sit en teen sy leer. Is dit wonderlik nie? Ek lees jou vers 20, en die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang het, en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die poel wat brand met swavel, met vuur en swavel. Dit is wonderlike vriende, dat daar 'n oomblik gaan kom, en dis die volgorde waar dit gaan plaasvind. God gaan eers die duiwel, en dan gaan hy die anti-kris, en dan gaan hy die valse profeet in die poel van vuur werp, en dan sê die Bybel die res wat hy verlei het. God se woord is waar. Het jy gedink dit staan in God se woord? Kan jy jou indink 200 miljoen mense wat so by mekaar kom? Weet jy wat vir my so interessant is, as ek so besig is om voor te berei, dat die wêreld is besig om jong manne op te lei vir daardie oomblik. Enige vraag? Dis wat ek vanaand vir julle wil wys. Die vraag is, jy sien, Gerard sit gou vir jou op die kaart. Jy sien, jy moet sorg dat jy daar reg is. Hier is 'n geweldige, wanneer ons hier saam met die Here Jesus terugkom, dan gaan ons met hom wees. So as kind van die Here gaan ek nie deel hê aan daardie geweldige, ek sal, kom ek sê vir die, so, ek sal 'n toeskouer wees. As bloedgewaste kind van die Here sal ek sien wat hier gebeur, maar ek sal nie deel daaraan hê. Maar ek sal sien hoe God hierdie laaste sê gaan hê, die laaste stryd gaan voer teen die duiwel. Enige vraag oor die boek Openbaring? Is wonderlik nie? Jy kyk nou so vir my aan of ek nou vir die eerste keer hier goed vir jou verduidelik. Glo jy dit? Maak net so. Maak so. Glo jy dit? Kan jy sien God se woord? Kan jy sien dit gebeur om ons? Ek wil jou leer. Ek wil hê jy moet mooi luister. As jy ry, luister na wat oor die nuus plaasvind. Daar's 'n paar dinge waarna jy moet luister. Luister maar op ekonomiese gebied. Hulle het nou seker, dit was nie eers 10 dae terug nie, toe Dawie Rood gepraat oor die euro gaan nie vir al die lande werk nie. So hulle kan nie met 'n nuwe geldstelsel soos die euro implementeer nie. Hulle soek 'n oplossing. Almal hoor hierdie woorde. As jy luister, almal soek na 'n oplossing. So wat gaan gebeur? Jy sien, op ekonomiese gebied moet daar 'n insikking plaasvind, want daar moet iemand opstaan wat nou die antwoord gaan gee. Op kerklike gebied
vir die valse profeet. En dan die valse profeet en dan ja, op politieke gebied area gebied sien ons al reeds wat aan die gang is. Verskriklik nie. So almal soek antwoorde. So die wêreld is reg vir daai persoon om op te staan. So luister net. Jy sal sien hoe laat is dit op God se horlosie. Dit is vir my partykeer asof hy die langwyser so vasgesteek het. Hy moes al 12 uur geslaan het, maar hy steek so 'n bietjie vas. Omdat hoekom? 2 Petrus 3 vers 9 sê die Here vertraag nie sy belofte rondom sy wederkoms, soos sommige dit dink nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en hy wil nie hê. Wat is lankmoedig? Hy stel dit uit en hy stel dit uit, hy stel dit uit. Hier sit miskien vanaand iemand wat nie op datum is met die Here nie. Hier sit miskien vanaand iemand wat op 'n vals fondament hom of haar bevind. Die Here stel dit uit, hy stel, want hy is lankmoedig oor ons en hy wil nie hê dat een verlore moet gaan nie. Dis hoekom Jesus nog nie gekom het nie. Ek kan my baie keer indink in 'n prentjie. Jy sien, God, ek praat nou kinderkraanstaal, God moet vir sy seun opdrag gee, want net God weet wanneer dit gaan plaasvind. Die Bybel sê nie eers Jesus weet nie, né? So wat gebeur? Ek sien baie keer dan is dit asof God so wil oorbuk. Ek praat maar nou kinderlik, né? Asof hy vir sy seun wil sê, die tyd is dan, en trek hy so terug, want hy dink aan daai persoon en daai persoon en daai persoon wat nog moet inkom. Familie, kinders. Wag, ek gaan nie nou sê nie. Nee, maar die tyd is al, en hy trek weer so terug en sê, wag. Want hy wil nie hê dat een persoon verlore moet gaan nie. Wat beteken dit as Jesus sê, kyk na die vyeboom? As jy na 'n vyeboom kyk, dan sal jy sien dat die somer sal naby jou kom. Daar's tekens aan hierdie vyeboom wat sê, die somer is naby, hy bot. Hoor gou mooi. Die wederkoms van die Here Jesus gaan gepaard met baie tekens. Hy los ons nie in die donker nie, hy los ons nie in die duister nie. Hy sê vir ons, ek is op pad, en jy moet sien, kyk na hierdie vyeboom, kyk na die rol wat Israel, interessant, nuusgewys is Israel doodstil op hierdie stadium. Jy opgelet. Israel praat niks word van Israel gesien is doodstil. So jy sien die op die ander kant waar daar geroer word nie. As jy wil weet hoe laat is dit, kyk net op sy horlosie. 1978 is daai berig vir die wêreld gegee van hierdie snelweg wat gebou word. So wat, is net nog 'n pad het hulle gedink. En hy maak die pad oop Israel toe. Kom ons bid saam. Ek gaan so 'n paar oomblikke van doodse stilte gee en ek wil vanaand vir u vra. Het u 'n verwagting dat Jesus miskien vannag kan kom? Miskien het u een gehad, miskien het u dit verloor. Maar wil jy nie daar waar jy vanaand sit opnuut vir die Here sê, Here, gee my 'n wederkomsverwagting. Help my dat ek nie onkant aan die slaap gevind sal word nie. Kan ek jou net weer hierdie verhaal vertel? Jesus vertel in Matteus 25. Dan sal die koninkryk van die hemele vergelyk word met 10 maagde wat uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En dan kom Jesus, dan sê hy, en middernag, die donkerste tyd van die nag, middernag. Ek wil vir jou sê, in die wêreld, miskien dis middernag, dis donker. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom. Gaan uit hom tegemoet. En die Bybel sê, toe staan al 10 hierdie maagde op. Al 10 net aan die slaap geraak. Kan jy dit dink? Die onverstandiges en die verstandiges ook gemaak dat hulle aan die slaap traag geraak het. En toe staan hulle al 10 op, toe sien die 5 maagde, maar hulle het nie ekstra olie nie. En hulle sê vir die 5, geef ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Hoor gemooi? Want ons lampe gaan uit. Brand jou lamp vanaand. Brand jou lamp vanaand. Hoor wat sê hulle? Hulle het uitgegaan om die bruidegom tegemoet. Ek kom tot 'n skok agter, my lamp het dood gegaan. Die olie ontbreek.
tragies hoe hierdie gedeelte eindig, sê Jesus. En hulle het gegaan na die verkopers om olie te koop, en onderwyl hulle gegaan het, het die bruidegom gekom. En net die wat, sê die Bybel, wat gereed was. Ja, hulle het lampe gehad. Here, wag net, ek wil net gou my lampie gaan volmaak. Nee. Die wat gereed was, wat olie in 'n lamp gehad het, wat 'n brandende lamp gehad het. Onderwyl die bruidegom kom, het hy hulle kom haal. En dan sluit Jesus hierdie verhaal af. Hy sê, en toe hulle terugkom van die verkopers af om olie te koop, toe kom hulle, en toe sien hulle maar, die ander 5 is weg. En hulle gaan slaan aan die deur. Meneer, maak vir ons oop. Hoor hierdie woorde. En die stem van binne kom, gaan weg, ek ken jou nie. Maar Here, ek het 'n lamp gehad. Ek het ook uitgegaan, ek het ook, nee, net die wat gereed was. Meneer, ek wil vanaand vir jou vra, liewe lidmaat, ek wil vanaand vir jou vra, is jy gereed om Jesus te ontmoet? Ek het vanaand probeer, baie kinderlik vir jou verduidelik wat die Bybel sê oor hierdie Armageddon. Dit is verskriklik as jy moet agterbly. Dit is verskriklik as jy Jesus moet mis, as hy sy kinders kom haal het, en onderwyl. Miskien is jy vanaand aan die slaap. Sê, Here, maak my wakker. Gee my weer daardie geloofsoog om te kan sien, Jesus is aan die kom, hy is op die wolke. Ek gaan 'n paar oomblikke van stilte gee, praat met die Here. Here Jesus, ek dank U vanaand vir U woord. Dat deur al die jare die woord homself bewys dat dit waar is. Dis al wanneer geskryf. En dis vir die tyd van waarin ons leef in 2026, sien ons dit wat daar geskryf is. Ons sien hoe hierdie dinge om ons gebeur en hoe hierdie dinge om ons waar word, Here. Ek wil vanaand vir U sê, Here, gee vir ons 'n geloofsoog. As U met die gemeente in Openbaring 3 praat, dan sê U, kom koop van my oogsalf. Daar's 'n rede hoekom Jesus dit sê, kom koop van my oogsalf. Kom kry by my weer salf vir jou oog. Ja, dit praat van onderskeiding, Here. Maar gee vir ons daai oog om verder te kyk as net tans, Here, hierdie huidige lewe, om te sien Jesus is op pad. Kom doen iets in ons harte, Here. Kom maak ons weer opgewonde om dit te kan sien en te kan ervaar, dat ons so sal lewe, miskien vandag, miskien vanaand, maar met daardie wete, as hy kom hoor en hy sê vir my, kom op hierheen, dan sal ek hom in die lig tegemoet gaan. Here, dankie daarvoor, dankie. Ek wil bid, Heilige Gees van God, dat U hierdie woorde wat ek vanaand gesê het, dat dit nie net woorde sal wees, maar dat die Heilige Gees dit sal gebruik om by ons aanhoudend hierdie vraag te vra. Help vir ons om so te lewe, dat as Jesus op die wolke moet kom in hierdie oomblikke, die Bybel sê dit in 1 Johannes 2, dat ons vrymoedigheid sal hê om voor hom te kom staan en nie beskaamd van hom af weggestuur sal word nie. U help vir ons, Here. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Baie dankie. Ek wil vir u net so 'n proetjie gegee het. Ek gaan so deur die boek met jou beweeg, sekere dinge om vir jou te wys wat aangaan. En mag die Here in jou hart vir jou daardie verwagting gee, dat jy op datum met die Here Jesus sal lewe, elke oomblik. Ek het nou nie dankie gesê vir die kos nie, kom ek sê sommer hier klaar dankie. Here Jesus,
waar ons nou in die saal ingaan om saam tee en verversings te geniet en om mekaar te geniet. Dankie vir elkeen wat 'n bordjie gebring het. Dankie Here, kom seën U dit, Here. Dankie vir gesondheid, dankie dat ons dit kan geniet en seën ook elkeen wat gebring het, Here, en word verheerlik in Jesus se naam.